Here, aan U behoort al die krag en al die heerlikheid vir ewig en ewig. U is waardig, Here. Here, dankie vir U teenwoordigheid hier. Here, dankie dat dit nie net 'n gevoel of 'n ervaring is nie, maar dat U 'n realiteit is. Here, kom openbaar Uself aan ons. Kom openbaar Uself aan ons, Heilige Vader. Here, ons wil nie vanoggend net liedjies sing van U nie, ons wil nie vanoggend net praat van U nie, Here. Kom openbaar Uself aan elkeen van ons. Show us your face, Lord. Show us your face, Lord. Lord, when I stand in front of the mountain, show me your face, Lord. Here, as ek siekte in die gesig staar, Here, kom wys U gesig vir my, Here. Wanneer ek ongeloof in die gesig staar, Here, kom wys U gesig vir my. Ek in nood is, Here, kom wys U gesig vir my. En Here, help ons om ons oë gefestig te hou op U. Here, dat ons oë nie sal ronddwaal nie, Here, maar dat ons oë gefestig sal wees op U. Soos wat U Uself aan ons openbaar, Here, dat ons sal aanhou kyk na U. Die lewendige God. Die ewige God, die ware God, the great I am. Lord, we want to open our mouths. Come and fill it, Father. Kom maak vol, Here. Dit is lekker om so in die Here se teenwoordigheid te kan wees. Heiligheid is nie gekoppel aan geografie nie. Heiligheid is gekoppel aan 'n persoon. Hier is baie ver af van my preek, maar dit is wat die Here nou op my hart lê. Baie keer dink ons heiligheid is gekoppel aan areas en plekkies. Maar die heiligheid word gekoppel aan 'n persoon en dit is Jesus.
As ons heilige oomblikke beleef, is dit nie omdat ek iets in my maag voel, of omdat ek 'n oulike gevoel het nie, dit is omdat die teenwoordigheid van 'n lewende God in ons midde is. As die teenwoordigheid van 'n lewende God in ons midde is die vraag baie eenvoudig, wat sal ons doen? Ek dink die belangrike vraag is, wat sal ons ophou doen? Julle, dit opdrag wat die Here vir ons gegee het, is nie, ons sê dit die hele tyd, dit is nie 'n oulike ding nie. Dit is die Here wat ons nooi en sê, ek is 'n heilige God, wat nie myself deel met enigiets of enigiemand anders nie. Ek is 'n selfsugtige God, vir my heiligheid en vir my is wat die Here is. Hy is 'n selfish God, selfish vir homself. Wow, dit klink weird. En hy wil hê ons moet selfishly hom soek, menende ons moet alles anders wat ons dink saak maak los, sodat ons hom kan soek. En alles anders in perspektief sien met 'n heilige God. Die opdrag is eenvoudig, draw near, abide. Die Here nooi ons uit en sê, ek is 'n heilige God en ek nooi jou uit om in my te wees en om in my te bly. Hoe moet ons lewens dan lyk? En lyk ons lewens dan so? Dit lyk dalk nie nou so nie, maar ek is opgewonde. Want die Here wil in ons midde wees. Die Here wil in jou midde wees. Die Here wil homself aan jou openbaar. Die Here wil homself aan jou openbaar in jou gesin. Die Here wil homself, en dis wat ek gebid het ook, wil hom aan jou openbaar, te midde van jou pyn, te midde van jou seer, wil hy homself aan jou openbaar. Te midde van die ek verstaan nie wat aangaan nie, wil die Here homself aan jou openbaar. Te midde van siekte wil die Here homself aan jou openbaar. Te midde van opgewondenheid omdat 'n klein kind gebore is, daar wil die Here ook homself aan jou openbaar. En keer op keer is die Here besig om homself aan ons te openbaar. En keer op keer dink ek mis ons hom. Ek dink die Here is besig om ons te sê, hou op om my te mis, my kind. Julle kry vanoggend as daar nog tyd oor is, 2 vir 1. Einde laas jaar het ek so holkol op my maag gehad. Ons het uiteindelik klaar gemaak met onderste bo. Die van julle weet waarvan ek praat nie, dis okay. Dit was 'n reeks, dit was 'n baie lang reeks, en hy het klaar gemaak. So, toe ek amen sê, toe was dit 'n oomblik van, en net daarna was dit 'n oomblik van, wat nou? So my vakansie het begin met daai, en toe die Here net my rustig gemaak, en toe die Here regtig deurgekom op die wegbreek. En dis ook ek sê, mense kry 2 vir 1 vanoggend, want ons gaan aan met die draw near and abide in me, maar daar's 'n subtiteltjie wat bykom, wat die Here so sterk op my hart gelê het, wat the great I am, an invitation to abide. En ek wil dit in my preekbeurte wat nou voor lê, die kere wat ek die voorreg het om hier te kan staan, wil ek praat oor hier, daar so 'n 7 I am statements wat ons vind in die evangelie van Johannes. As jy nou regtig tegnies wil wees, is daar added 8ste bonus ene. En as jy nou is, soos wat jy is, dan het jy nou 2 vrae. Mooi, dis goed, vra die vraag. Die eerste vraag is, as jy dalk nie weet nie, wat is die I am statements? En die tweede vraag is, hoe in die wêreld val die pas dit in, met enigiets wat ons mee besig is? Goeie vraag, ek bly jy vra. Ek gaan dit in elk geval antwoord of dit nou jou vraag is of nie. Die eerste ene is, wat is dit? Dit is 7 stellings wat Jesus maak, wat begin met ek is, I am. En dan maak Jesus 7 metaforiese stellings, waar hy dan uitbrei. En elkeen van daai is diep gewortel, ook in die Ou Testament, wat hierdie hele storie eintlik net so mooi maak. En dan gaan nie nou verder oor dit praat nie, maar dan kom ons by die waarde, hoe pas hierdie in, by enige iets wat ons nou mee besig is. En dan gaan ek vir jou sê, draw near and abide in me, 2 intieme woorde. Die eerste een is draw near. Nou julle weet dit dalk nie van my nie, het nogal 'n groot personal space. Ek hou nie van mense binne dit nie.
So, dit vat vir my iets, ek gee drukkies, en dit is, nou gaan niemand meer vir my drukkie wil gee nie, maar hier is die ding, ek kan dit vat, want draw near, drukkie, verby. Maar die opdrag is nie draw near, drukkie, verby nie, die opdrag is draw near, abide. Draw near is die eerste stapie van intimiteit. Abide is absolute, volkome intimiteit. So die opdrag vir die Here eintlik mee besig is om ons te sê, ek nooi jou uit na volkome en absolute intimiteit. Nou as jy in 'n gesonde, intieme verhouding wil wees, hoor my woorde, want mens kry ongesonde, intieme verhoudings, wat eintlik net geweldig gevaarlik is, en geweldig vals is. Want dit is 'n valse konsep van intiem. As jy waarlik intiem wil verkeer met 'n gesonde verhouding, met 'n gesonde intimiteit, moet daar vertroue wees, wat slegs kan kom deur 'n verhouding, deur iemand waarlik te ken. Wat my uitbring by, in hierdie stellings openbaar Jesus aan ons wie hy waarlik is, sodat ons hom waarlik kan ken, sodat ons hom waarlik kan vertrou, en op 'n plek kan wees om intiem met hom te verkeer, to draw near, en om in daai spasie te bly. Maak dit sin? As jy dink ek is heeltemal van my kop af, hierdie is in Engels, David skryf in Psalms en hy sê, and those who know your name, en hy praat van God, so die wat die naam van die Here ken, put their trust in you. Die wat die naam van die Here ken, nou die naam in hierdie konteks dui ook daarop op die karakter, die identiteit en die missie van wie dit is. Dit is in die Hebreëse konteks wat 'n naam beteken. So die wat die karakter, die missie en die identiteit ken van God, sal hulle vertrou in hom sit. Want hulle weet, en dit is wat hier na staan, dat hulle nie sal teleurstel nie. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Want jy weet, God sal jou nooit teleurstel nie, want dit is sy karakter. Dit is wie hy is. En daarom kan ek hom vertrou. Is julle met my? Voor ons wegspring, ons gaan almal wegspring, ons gaan vinnig moet wegspring. Ons gaan ek eers water drink. Julle kan luister. Is verlied. Voor ons by wegspring, wil ek net 'n bietjie agtergrond gee. Ons gaan stadig maar seker deur die 7 stellings werk, so ek wil net verwagtinge bestuur. Ons gaan nie vandag by nommer 1 uitkom nie. So, wees rustig. As dit voel, waar jy nog eers begin met nommer 1 nie, ek gaan nie begin met nommer 1 nie. Ek gaan begin met nommer 8, wat eintlik die added bonus is, maar ons kom nou daarby uit. So jy kan maar net rustig wees. So vandag is net 'n inleiding, want dit is nodig vir ons om die inleiding te verstaan, om by die ander 7 uit te kom. So, hierdie 7 stellings vind ons in Johannes, en ons vind dit eintlik net in Johannes. So Johannes is 'n geweldige, interessante evangelie. Hy is anders as die ander, hy is omtrent 90% anders as die ander evangelies. Die synoptic gospels vertel baie van die stories van Jesus, en dit vertel die gelykenisse van Jesus. En baie van hulle dieselfde goed, hulle dieselfde stories, maar uit verskillende perspektiewe. As ek en jy albei gister se rugby gekyk het, het ons geweldige verskillende opinies, maar ons het dieselfde game gekyk en die eindskoor vir my en jou was dieselfde. Nou daar's een baie groot verskil. As dit kom by die woord van God, gaan dit nie oor opinies oor 'n rugby game nie. Dit gaan oor 'n persoon wat die hele wêreld verander het. Nie net hierdie wêreld nie, ook die een wat kom. Wat dit so beïnvloed het, dat dit nooit weer dieselfde sal wees nie. Nou die verdere ding is, in hierdie Bybel wat ons lees, staan daar, dat dit nie opinionated is, dat iemand net oulike gedagtes gehad het en neergeskryf het nie, daar staan, dit is geïnspireer deur die Gees van God. Glo jy dit? Glo jy dat die Bybel Gees geïnspireerd is? Ons lewe in 'n tyd waar die wêreld vir ons klomp nonsens praat en die hele tyd wil nonsens praat. En dis een van die goed wat die vyand gaan aanhou aanval. Die groot verskil tussen ek en jy wat praat oor 'n rugby game is, dit is
bitter min gees geïnspireerd. As dit kom by die woord van God, is dit mense wat gees geïnspireerd was. Ek is op 'n rabbit trail, ek moet terugkom. So Johannes is besig om te skryf en die mense sê waar die ander 3 evangelies praat oor, hulle vertel die storie van Jesus, hulle begin met sy geboorte en hulle gaan aan en hulle vertel die gelykenisse. Johannes is meer filosofies en mens hoor dit sommer by Johannes 1 vers 1 in die begin. So hy is baie meer filosofies en hy is baie meer wat hy praat oor die dialoog en hy het baie meer teologie in en hy skryf heeltemal anders as die ander evangelies. En dit is juis in hierdie met die een doel wat hy het en ons gaan nou dit lees. Hy het een doel en dit is die mense kan sien wie Jesus is sodat hulle in hom kan glo, sodat hulle waarlik die lewe kan hê. En hy skryf dit self in geval jy my nie glo, aan die einde van Johannes in 20 vers 30 en 31 sê hy, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, voor sy disippels gedoen. Daardie tekens is nie opgeskryf in hierdie boek nie. So hy sê, dat nog baie meer gebeur as dit wat ons hier lees. Baie meer. Hy sê, hierdie tekens, dit is nou hierdie wat wel opgeskryf is wel opgeskryf sodat julle tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo in sy naam die lewe kan hê. En julle, dit is waar ons wil uitkom. Johannes skryf hierdie hele boek met al hierdie dinge, sodat ons op 'n punt kan kom, sodat ons kan sien wie Jesus is, sodat ons waarlik in hom kan glo, sodat ons waarlik die lewe kan hê. Op 'n plek van abide. Al hoe ons kan uitkom by 'n plek van abide is om te glo, dat Jesus is wie hy sê hy is, en dit 'n impak het op ons lewens. Dit help bitter min om iets te glo as dit jou nie impakteer nie. Glo moet uitkom by dade. Anders bevraagteken of daar waarlik geloof is. Baie harde stelling. Maar ware geloof lei tot ware vrug. OK, is julle met my? Laat ek nou eers kyk. En dit is my hart. So ek is nog net besig met 'n inleiding. My hart is dat ons Jesus sal ontdek, dat ons sal groei in geloof, sodat ons waarlik saam met hom lewe kan hê en kan groei in hom, en kan vrug dra. Is julle met my? En hoe ons dit gaan doen is om te kyk na wie Jesus self sê, hy is. Nou voordat ons daar kom, hier gaan ons nou wegspring. OK, is julle reg? Ek moet eers nog 'n slukkie vat. OK. Ons gaan nie in Johannes begin nie. So daai lang intro, net om vir julle te sê, ons gaan nie met Johannes begin nie, want om Johannes te verstaan, het ek gesê, daar's 'n 8ste enetjie, so daar's klomp 8, ek sal aan die einde vir julle die 7 lees. Die 8ste enetjie het letterlik net die 2 woorde waar Jesus iets sê, maar ons gaan nou net daarby kom, en daai 2 woorde is net die eerste 2 woorde, I am. En ons moet verstaan, I am, voordat ons kan enigiets verder gaan met I am, wat ook al. Moet ons eers verstaan wie en wat is I am. Nou om dit regtig te verstaan, moet ons begin by Exodus. Nou jy sê jou Bybel kan jy oopmaak by Exodus 3 en ook by Johannes 8. Ons gaan dan nou lekker rondspring tussen hulle. Wel nie rondspring nie, maar jy kan dit oopmaak, jy kan rustig wees. Maar jy kan ook blaai as jy wil, dit gaan ook op die skerm wees. Nou ons het nie vanoggend tyd om die hele storie te lees nie. Ek neem aan, baie van julle het al hierdie storie gehoor. Indien jy wonder wat in Exodus 3 staan, dit is Moses wat by die brandende bos is. So scary storie, dit begin met Moses het sy skoonpa se skape opgepas. So ek wonder of ek die storie moet vertel, ek dink ek het dalk al. So in die vakansie was my skoonouers hier, hulle is Namibiërs. Toe vertel ek vir my skoonpa storie. Toe sê ek vir hom, ons is kort getroud. Ons het daar in Swakopmund by hulle gekuier. En toe kom al oproep deur huis op by die werk en ek moet so lank vuur maak. Julle, ek het in 'n koue sweet uitgeslaan, gedink hierdie is 'n toets. Is ek waardig om hierdie man se dogter as my vrou te hê? En ek het in 'n koue sweet uitgeslaan want ek is 'n Kaapenaar wat nou van Rooikraans wat sopnat is goed ken. Ek kan selfs getuig dat ek al 'n halwe lewendige bees moes eet omdat die vuur dood gegaan het en ons nie weer lewendig kon kry nie. As gevolg van Kaapse nat Rooikraanshout. Julle het daai vuur aangesteek en ek het gebid en ek het omgedraai en toe ek terugkom toe lyk dit soos 'n brandende bos wat voor my is. En toe onthou ek is in die middel van die woestyn.
In elk geval, Moses het sy pa se skoonpa se skape opgepas. My skoonpa se skape is gelukkig almal dood en proe baie lekker. So ons min dinge so lekker soos 'n woestynskaap, maar ek is besig om wild van die punt af te gaan. Daar's niks geestelik in daai nie, dis net dat jy nog wakker is. Maar Moses is besig om sy skoonpa se skape op te pas, en dan kom hy af op hierdie brandende bos wat nie uitbrand nie. En ons val in by vers 4, en daar staan, toe die Here sien dat Moses nader kom, want obviously gaan hy nader gaan, om ondersoek in te stel, het hy uit die bos uit na hom geroep, Moses, Moses, en dit is ek, ja, het Moses geantwoord. Moenie nog nader kom nie, het die Here vir hom gesê, trek uit jou sandale, die plek waarop jy staan is heilige grond. En dan het wat ek nou gesê het, die heiligheid is nie eens gevolg van die boom of die grond nie, dit is gevolg van die teenwoordigheid van 'n persoon. God sê toe vir hom, ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe Moses dit hoor, het hy sy hande voor sy gesig gehou, hy was bang om na God te kyk. Ek wil 'n bietjie konteks gee hierso, en ek gaan dit baie vinnig doen, maar tot op hierdie punt was daar, afhangend hoe jy vra en wie jy vra, so kom ons sê maar tussen 300 en 400 jaar, van stilte waar ons niks lees wat die Here oor gesê het. En party mense sê is 300, party mense sê is 350, party mense sê is nader aan 400. Ek weet nie wat so 100 jaar tussen vriende. So it is there. Daar was baie tyd van baie stilte waar die Here nie 'n profetiese woord gehad het nie, nie met die mense gepraat het nie. So daar was redelike stilte. En hier staan Moses en iemand wat met hom praat openbaar homself as die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Ek sou myself ook nogal koud skrik. So, in daardie tyd was die Israeliete ook in gevangenis geneem, hulle was in Israel en tussen in gevangenis geneem, en ek kan verstaan dat Moses geskrik het. Ek dink ek sou ook, want daar was stilte en hier skielik praat God met mens. So, ek wil net gedwaal pause vir 'n oomblik, en dan aangaan, so ons gaan 'n paar versies skip, hulle is in conversation, en dan vang ons weer in by vers 9. Die volk het, en dit is God wat praat, hy sê, die volk se noodroep het by my uitgekom, en ek het raak gesien hoe die Egiptenaars hulle verdruk en swaar laat werk. Ga nou, ek stuur jou na die Farao toe. Jy moet my volk, die Israeliete, weglei uit Egipte uit. Nou hoor net gou hierdie mooi reply. Ek het nog nooit in my lewe so gereageer nie. Maar wie is ek? Het jy al so gereageer? OK, ek is daarmee die enigste nie. Maar wie is ek dan om voor die Farao te verskyn, het Moses vir God gevra. Hoe kan u dit van my verwag, om die Israeliete uit Egipte weg te lei? Ek weet is nie net ek wat baie keer so reageer nie, en baie keer is dit valse humility, valse, ek weet, wat is die Afrikaans? Nederigheid, valse nederigheid. Baie keer is dit net regtig gelaas selfbeeld, baie keer is dit jy wat in jouself betwyfel, al daai dinge. Dit maak eintlik nie saak nie, wat vir my net so snaaks is, Moses vra 'n vraag, en dit lyk asof God hom nie antwoord nie, want Moses vra die verkeerde vraag. Maar God antwoord hom met die beste, briljantste antwoord, wat my so aangegryp het. Ek ken hierdie storie, maar hierdie antwoord het vir een of ander rede het my net so aangegryp. Moses vra, wie is ek? En hoe kan u dit van my verwag? En dis God antwoord, en hierdie is sy antwoord, ek sal by jou wees. Ek wil vir jou sê, en jy moet my gou mooi hoor, want ek wil jou nie verklein neer of verneder nie, maar dit gaan nie oor jou nie. Die groot fout wat ek en jy maak is om te dink hierdie lewe gaan oor my en jou. Hierdie lewe ultimately gaan nie oor my nie en dit gaan nie oor jou nie. Daarom entertain God nie as 'n ding van arme ek. Wie is ek nou om hierdie te doen? En God sê vir hom, weet jy, dit maak nie saak nie, want ek sal by jou wees. En ek wil vanoggend, ons het daar gepraat, laasweek ook 'n bietjie oor dat ons wegkruip agter ons reputasie. Want ons het 'n reputasie van ek is hierdie en ek is daai. Maar weet jy, baie keer kruip ons ook weg agter goed wat ons nie is nie. Ek kan nie dit doen nie. Dan kruip ons weg agter dit. Ek kan nie dat doen nie. Want ek is dit en ek is dat en ek is hierdie en ek is daai. En ek wil vanoggend vir jou sê, die enigste ding waarin ons weggekruip moet wees, is we must be hidden in Christ, sodat die wêreld in elk geval nie vir my en vir jou sien nie, sodat die wêreld vir Christus in my kan sien, the hope of glory. Ons moet die Here vra om ons hart en ons attitudes te draai. Dit is nie probeer wegkruip agter klomp nonsens nie, maar dat ons weggesteek sal wees in hom. Hoor julle dit? Ek kan 'n hele preek net oor hierdie doen. Die Here het my so kom bedien oor hierdie. En dalk is dit omdat die wegbreek so baie gefokus het op om ons met ons reputasie neer lê, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan net oor wie Christus is. En dis ek bereid om myself neer te lê sodat ek kan
Christus wees. Met ander woorde, ek verdwyn, ek word weggesteek in Christus, sodat net hy sigbaar is. Dit maak nie saak wie ek is nie. Dit maak net saak wie jy in Christus is. En hier is die eintlike ding. Jy sal slegs weet wie jy is, as jy weet wie Christus is. Want jy kan slegs jou ware identiteit vind in hom. As jy dit op enige ander plek soek, is dit nie 'n ware identiteit nie. Is julle met my? Ek sal by jou wees, wanneer jy die volk uitgelei het uit Egipte en julle God by hierdie selfde berg kom aanbid, sal dit vir jou die bewys wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Moses het egter teëgestribbel, weer eens moan beklei, en toe uiteindelik vra hy die regte vraag. As ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle my nie glo nie. Hulle sal vra, en wie is hy eintlik? Wat moet ek vir hulle sê? Nog 'n bietjie konteks, ek herinner julle 300 tot 400 jaar se stilte. Ek sou ook bang wees om na 'n volk toe te gaan wat tussen 300 en 400 jaar laas iets van God gehoor het en dan te sê, God het met my gepraat. Ek sou ook bang wees. Verdere konteks, as ons kyk hoe God homself aan die voorouers geopenbaar het, dan kyk ons na Abraham, Melchisedek, en dan is daar God Most High. Met elke ontmoeting, met elke encounter was daar 'n naam, of 'n titel, of 'n identiteit gekoppel. Abraham later, Almighty God in Genesis 17. Weer Abraham, hy leer die Here ken as 'n everlasting God in Genesis 21. Klein bietjie later, die Here sal voorsien, julle dit voorsien. Jehovah Jireh, the Lord is provision. Ons lees dit in Genesis 22. Hagar het 'n ontmoeting gehad en hy het gesê, die God wat sien, the God who sees me, El Roi. En dan sien ons in Jakob het vir God ontmoet en hy het gesê, God, the God of Israel, in Genesis 33, en dan 'n bietjie verder, 2 stukke verder, God, die God van Bethel. En Moses staan voor God en sê, wat moet ek vir hulle sê? Ek het 'n ontmoeting, maar wat is hierdie ontmoeting? En dan kom dit. God het hom geantwoord, ek is soos wat ek is. Sê maar net vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur. En dit stop nie, en God gaan verder en hy sê vir Moses, sê vir die Israeliete, die Here, die God van julle voorouers, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit sal altyd my naam wees, en dit is wat elke geslag my sal noem. Die engel sê, God sê to Moses, I am who I am. Ek is wat ek is. Ek is presies wat ek is. And he said, say to this to the people of Israel, I am, has sent me to you. As mense vergelyking probeer skryf van wat God is, gaan mense uitkom by God is nie gelyk aan enigiets nie, want God het nie 'n gelyke nie. Jy kan nie daai gelykenis skryf nie, dit lyk so. Dit lyk asof jy daai nie gelykenis nie kan skryf nie. Jy kan vir my sê, God is liefde. Ek sê vir jou, great, jy is reg, maar God is nie gelyk aan liefde nie. Want God is meer as liefde. Jy kan vir my sê, maar God is voorsiening, dan gaan ek vir sê, dis 100% reg. Maar God is nie gelyk aan voorsiening nie, want hy is baie meer as voorsiening. Om te sê, God is gelyk aan liefde, is om te sê, 10 is gelyk aan 1, want daar is 'n 1 en 10. Nie helemaal hoe wiskunde werk nie. Ons klomp 1 en 10. Daar was hoër graad, julle kyk my baie snaaks aan. Maak dit sin? God is liefde, maar hy is nie gelyk aan liefde nie, want hy is meer. So wie is God? Hy is presies wie hy is. Hy is presies wie hy sê hy is. Hy is gelyk aan homself. I am who I am. I am is equal to who I am. Want ons is niks waarmee hy vergelyk kan word nie. Daar's niks waarmee hierdie vergelyking voltooi kan word nie. Behalwe een ding, maar ons kom dan nou daarby. Hierdie is die naam waarmee God homself in Israel openbaar. Die Israeliete was so bang vir hierdie naam om dit per ongeluk ydel te gebruik, hulle die vowels uitgehaal as hulle dit skryf. Hulle wou nie die naam sê nie,
Want hulle is te bang, hulle eindig per ongeluk in 'n situasie waar hulle dit eintlik gebruik. Ons almal ken hierdie storie. Dis eintlik so hartseer, want die naam in ons vertalings in Engels word net Lord, party vertalings het hom as hoofletter, maar dis eintlik die naam wat God homself aan ons, 'n persoonlike identiteit wat God gekoppel het aan wie hy is. En in ons vertaling staan daar net Heer, want ons kan dit nie op 'n ander manier sê nie. Afhangende na wie hy vra, maar dit kom 6.823 of 6.828 keer, daar is 2 verskillende bronne wat ek gesien het, word hierdie naam gebruik. El Roi, die naam van God, nie El Roi nie, Elohim, wat net God is, word net 2600 keer gebruik, 2,5 keer minder. God wil geken word as 'n persoonlike God, met 'n identiteit, as 'n realiteit. Nou julle, as ons sê hierdie is wie God is, dan het dit 'n impak op ons lewens. Hoor net gou so hy sê I am, en dan stop hy ook nie daar nie. Hy herinner die volk dat hy 'n verbondsgod is. En vers 15 sê hy, God also said to Moses, say to the people of Israel, the Lord, the God of your forefathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations. Die Here herinner vir Moses en die volk dat hy is 'n verbondsgod, wat 'n verbond gesluit het met Israel, wat tot vandag toe nog staan. Want hy kan nie verander nie. Daai verbond staan nog steeds. Die storie eindig wel nie daar nie. Want as ons lees in Johannes 1 vers 12 sê dit, maar aan almal wat hom aangeneem het vir Jesus, die wat in hom glo het, die reg gegee om kinders van God te word. Dit beteken daar's 'n deur oopgemaak op grond van dit wat Jesus gedoen het vir my en vir jou. Hoor my gou mooi, ek is nie besig om te sê, ons is besig met een of ander, wat mense omruilingsteologie, wat is die mooi woord, ek weet nie eens meer wat dit is nie, ek is nie besig daarmee nie, ek en jy neem niemand in niks se plek in nie, ons neem nie die verbond van Israel in nie, die verbond met Israel staan nog steeds, maar deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, I am adopted into the family of God, by grace, through faith. Daar's plek vir my, daar's plek vir jou, maar die verbondsgod bly staan vir ewig, en vir altyd. En ek wil vir julle sê, daar's klomp goed, en ek kan nie vandag baie lank hieroor praat nie, maar dit is geweldige implikasie, die naam van I am, om te sê, God is gelyk aan wie hy sê hy is, beteken, die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, is God bestaan. Nou dit klink dalk vir jou soos, maar kyk het gou om jou, na die mense om jou, en hoe hulle lewens lyk, getuig die mense om ons se lewens, dat daar 'n God is wat bestaan. Ek het hierdie diens begin met 'n geweldige bewustheid van die heiligheid van die Here. Lewe die wêreld asof hulle bewus is van 'n heilige God? Ek dink nie so nie. Lewe jy jou lewe met die bewustheid van 'n heilige God wat waarlik bestaan? Want hy bestaan. Hy is die begin. My 7-jarige het so 'n week of 2 terug. Ek dink sy het eintlik 'n ander vraag gevra, maar Annelle het just tap out gesê, Walde, jou beurt. En dan kom my liefste dogtertjie en sy vra my, Papa, wie is God se mamma? Ek sê, my kind is baie eenvoudig, niemand. Pap, God het nie 'n begin nie, en hy het nie 'n einde nie. Hy het nie 'n mamma nie, want hy het nie een nodig nie. Ons kom nou net daarby. Om te sê God is die begin, is om te besef, God is, voordat daar enigiets was hy. Wie is ek? Ek is die som totaal van, net gevinnige biologieles, ek is die som totaal van my ma, en my pa wat by mekaar gekom het. Daar's 'n eiertjie en ons 'n selletjie en hierdie twee het by mekaar gekom en hier soos ek, deur die genade van die Here. Nou verder is dit so, ek is 'n konsekwens van my ouers se besluite, verder is ek
letterlik saamgestel deur 'n stukkie van my ma en 'n stukkie van my pa. En dan het ek in die wêreld gekom en dan is ek verder die som totaal van of dit nou keuses is en of dit goed is wat aan my gedoen is, maar as ek het die som totaal van dit wat met my gebeur het en of dit is as gevolg van my keuses of nie. Dit wat ek gekies het om myself met te vereenselwig, dit is die som totaal van wie ek is die eksterne faktore wat ek toegelaat het in my lewe. En dit is wie ek is. God was daar voor enige iets. Wat my bring by die volgende ding is, hy kan nie verander nie, want hy kan nie toelaat dat eksterne goed hom verander nie. Hy is dieselfde, vandag, gister en môre. Hy kan nie verander nie. Ek kan verander, want vandag besef ek dit wat ek gister gedink het, is nie eintlik die waarheid nie, so nou verander ek. Ek het baie verander van hoe ek gelyk het 40 jaar terug, want daar is DNA in my wat gemaak het dat goedjies begin groei. God kan nie verander nie, hy kan nie groter raak nie, hy kan nie kleiner raak nie, want hy is wie hy is, en hy sal dit vir altyd wees en bly. Hy is selfonderhoudend, hy het niemand nodig nie, hy het niks nodig nie. En ons kom nou by 'n stukkie uit wat ek nog wil lees, en ek gaan nog daarby uitkom, julle kan net almal rustig wees, maar hy is selfonderhoudend, en hy het niemand en niks nodig nie, en ten spyte daarvan kies hy om vrywilliglik homself op te gee vir my en vir jou, so that we can draw near. En dit is die laaste een, hy het genader tot ons deur Jesus. Wat ons bring by Johannes, en ek wil dit net lees. In Johannes 8 is Jesus besig om die hof van die tempel in Jerusalem met 'n skare mense te praat, oorwegend Jode, tot onaard in 'n gesprek, en hier kom die Ou Testament en die Nuwe Testament soos 'n ontploffing by mekaar. Verder het Jesus vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde doodgaan. Waarheen ek gaan, kan julle nie nou kom nie. Die Jode het reageer, hy gaan tog nie homself om die lewe bring nie, omdat hy sê, waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie. Toe het hy vir hulle gesê, julle is van hieronder, ek is van daarbo. Julle het julle oorsprong uit hierdie wêreld, ek het my oorsprong nie uit hierdie wêreld nie. Ek was nog voordat daar enigiets was. Daarom het ek vir julle gesê, dat julle sal sterf in julle sondes, want as julle nie glo dat, en hier is die eerste subtle hint, ek is wat ek is, I am, sal julle in julle sondes doodgaan. Hulle vra hom, en hier kom dieselfde vraag as wat Moses eventually gevra het. Wie is jy nou eintlik? Dieselfde vraag, Jesus' antwoord was, wat het ek vir julle gesê van die heel begin af? Ek het baie oor julle te sê en 'n oordeel oor julle uit te spreek, maar hy wat my gestuur het, is eg, en wat ek by hom gehoor het, dit deel ek aan die wêreld mee. Hulle het nie verstaan dat hy besig was om die Vader met hulle te bespreek nie. Hier kom ons weer met nog 'n subtle hint. Jesus het hulle daarop geantwoord en gesê, eers as julle my, die Seun van die mens, verhoog het, sal julle begryp dat ek is, I am. Ek is wat ek is. En dat ek uit my eie niks doen nie. Julle selfish ambition, Jesus sê, ek kan niks uit my eie uit doen nie. Wie is ek en jy om te dink, ons kan iets uit ons eie uit doen? Maar net praat soos die Vader my onderrig het. Mag dit is waarin die Here ons nooi, is om te praat en te doen net soos wat die Vader ons lei. En ons kan dit doen deur die krag van die Heilige Gees. En dan gaan hy aan, dan sê hy wat my gestuur het, is by my. Nou dit moet dadelik ook klokkies lui, want Moses vra, wie is ek, en God sê, ek is by jou. En Jesus het die absolute knowledge om te weet, die een wat my gestuur het, hy is by my. Het jy die knowledge, dat die een wat jou gestuur het om hier te wees, is by jou. Wie hy is, maak nie meer saak nie, want hy is morsdood, die ou mens. En Christus is lewendig in jou. Hy het my nie verlaat nie, omdat ek altyd die dinge doen waarvan hy hou. Terwyl Jesus hierdie dinge gesê het baie mense in hom begin glo. Onthou, die hele doel hoekom Johannes hierdie boek skryf, is sodat mense kan sien wie Jesus waarlik is, en in hom kan glo, sodat hulle lewe kan hê. Nou hierdie het gebeur klomp jare terug, en die Here wil hê dit moet vandag nog steeds gebeur. Ons lewens moet verander, soos dat ons leer en sien wie Jesus waarlik is. Nou klomp mense tot geloof gekom in hom, halleluja,
daar's ook 'n hele paar wat nie tot geloof gekom het nie, die gesprek het aangegaan. Soveel so, dat hulle lekker begin praat het, en lekker vrae begin vra het, en hulle begin dink dat Jesus is vol demone. En dit is nou waar ons die gesprek optel in vers 49, gaan lees die hoofstuk, kost dit nie tyd nie. Jesus het geantwoord, ek het nie 'n bose gees nie. Ek eer my Vader, maar julle onteer my. Ek soek nie my eie eer nie, weer, I'm not looking for selfish ambition. Daar is iemand wat my eer soek, laat hy hieroor beslis. Ek verseker julle, as iemand my boodskap gehoorsaam, sal hy so nimmer as te nooit sterf nie. Die Jode se reaksie was, nou weet ons verseker dat jy die mag van die bose gees is. Abraham en die profete het reeds gesterf, nietemin sê jy, as iemand my boodskap gehoorsaam, sal hy so nimmer as te nooit sterf nie. Jy is tog nie groter as ons vader Abraham wat reeds gesterf het nie. En die profete is ook reeds dood. As wie bied jy jou self aan? Hulle vra weer. Ons kom nou by die klimaks, wees rustig. Jesus het geantwoord. As ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Laat daar net gou insink. As jy jouself verheerlik, is jou heerlikheid niks werd nie. Hierso is die God wat bestaan voordat daar bestaan was. Die Alfa, die Omega, die begin, die einde, die alles wat sê, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, oor wie julle sê, hy is ons God. Maar julle ken hom nie, ek ken hom. As ek sê ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leienaar wees. Like reverse psychology. Maar ek ken hom en ek gehoorsaam sy woorde. Abraham, julle voorvader, het met uitbundige blydskap uitgesien na my dag. En hy het dit gesien en was verheug. Die Jode het toe gereageer. Jy is nie eers 50 jaar oud nie. En jy het Abraham gesien. Jesus het vir hulle gesê, ek verseker julle, nog voordat Abraham bestaan het, en hier is dit so reguit, soos wat mense op enige plek in hierdie Bybel kan vind, sê God, nog voordat Abraham bestaan het, was al wat ek is. Was ek al wat ek is. I am who I am. I am. Jesus openbaar hom as the great I am. Die Engels sê, verily, verily, I tell you. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Wat die Griekse woord is, dieselfde woord vir God se persoonlike eie naam wat hulle gebruik het. En hulle het dadelik geweet wat Jesus besig is om te doen en besig is om te sê, want hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee dood te gooi. Jesus het hulle egter ontwyk en uit die tempelgebied pad gegee. Julle, die equation wat ons vandag moet raak sien, en ek wil hê jy baie duidelik moet sien, is I am, kan voltooi word, want het is gelyk aan Jesus. En ek weet, dit klink vir jou soos whatever, dalk, maar hierdie is nie whatever nie, want dit beteken Jesus is die seun van God. Hy is God. Hy is heiligheid. Hy is voor die bestaan van hierdie wêreld, was hy daar. Hy het my en jou nie nodig nie, maar hy kies vir my en vir jou. En ek wil afsluit met hierdie Johannes 18, hier is net voor Jesus gekruisig word. Hulle is besig om hom te gaan haal. Judas het op daardie oomblik die afdelingssoldate en die wagte van die priesterhoofde en die fariseërs begelei en by die olyftuin aangekom met lanterns, fakkels en wapens. Jesus was egter deeglik bewus van alles wat oor hom sou kom. En hoor hierdie, hy het op sy eie uit die groep na vore beweeg. Willingly. Hy het geweet wat voor lê en hy het gekies om uit die groep uit te beweeg na die groep toe. En vir hulle gesê, wie soek julle eintlik? Hulle het hom geantwoord, Jesus van Nasaret, en hoor net hierdie, dit is ek. I am. Judas, die een wat hom sou uitgelewer het, het ook daar tussen hulle rondgestaan. En toe Jesus vir hulle sê, dit is ek, toe Jesus sê, I am, het daar mense wat vir Jesus wou kom haal, pad gegee en op die grond neergeval. Net soos Moses op die grond neergeval het en gesig probeer wegsteek het, toe daai brandende bos homself bekend stel as I am. Hulle het geweet, hulle is in die teenwoordigheid van heiligheid.
en steeds aangegaan met dit wat hulle gedoen het. Jesus het sy vraag aan hulle herhaal, wie soek julle eintlik? En Jesus van Nasaret was hulle antwoord. Jesus' reaksie was, ek het dit dan vir julle gesê dat ek is. I am. As julle my dan soek, laat die mense wat by my is, wat saam met my is, weggaan. En ek gaan nie nou vir julle eers sê wat die 7 I am statements is nie, ons kan daaroor praat later. Maar julle as gevolg van hierdie I am, therefore brothers and sisters, since we have confidence to enter the most high place, daar waar die Here is, by the blood of Jesus, by a new and living way, opened for us through the curtain that is his blood. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. En dit gaan aan. Julle, Jesus is wie hy sê hy is. Die Ou Testament getuig van 'n oneindige God. En Jesus openbaar homself met net daai 2 woorde, I am. I am. Hy het nie nodig gehad om ons te kies nie, en ek wil hê hierdie moet ook mooi kom, hy kies ons. Because if we want to draw near, dan moet ons verstaan, die Here kies, lang voordat ons kon, kies die Here intimiteit met jou. En jou waardigheid om sy teenwoordigheid binne te gaan, hang nie van jou af nie, dit hang af daarvan of jy kies om sy vergifnis te aanvaar. Dit kies of jy kies om sy teenwoordigheid te aanvaar wat jou skoon was, witter as sneeu. Wat jou wegsteek in Christus, so that there is no longer I who live, but Christ lives in me. The hope of glory. Dit is die uitnodiging. Ons sing name above all name. Do you know the name above all names? Do you know him intimately? You call out the stars and they shine for you. Maar hier's die ding, he's calling out you to shine for him. Are you willing? Here, dankie. Here, ek kan net dankie sê vir wie u is. Here, dat u the great I am is. En Here, dat ons veilig in u is. Here, ek bid dat ons sal ophou wegkruip agter ons eie tekortkominge en ons eie nonsens en ons eie goedjies. Here, dat ons sal toelaat dat u ons sal wegsteek in u. Here, ons wil nie wees soos Israel met 'n sluier oor hulle oë wat mis wie u waarlik is nie. Here, kom haal die sluier af van ons gesigte, that we will see you. Here, ek kom bid, as daar mense nou in hierdie vertrek sit met 'n veil of 'n sluier oor hulle gesig, wat u nie kan sien nie. Here, kom bid ek in die naam van Jesus, dat u daai veil sal afhaal. That they will see you for who you are. That we will live with unveiled faces. Here, dat ons nie langer sal vaskyk in 'n veil nie, maar Here, dat u dit sal afval sodat ons sal vaskyk aan u. Kom Heilige Gees. Uit ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Trek ons nader, Here, aan u. Ja, Here, ons luister. Kom praat met ons, Here. Here, ek bid soos wat ons hierdie week ingaan, dat ons dit sal doen in die volheid van u krag, met u teenwoordigheid, met die teenwoordigheid van 'n heilige God wat met ons is en saam met ons is. Here, dankie dat u na ons kyk en dat terwyl ons sê, Here, maar ek kan nie dit en ek kan nie dat nie, sê u net vir ons, ek is met jou. Dankie dat u met ons is.
Dankie dat U met ons is. Amen. 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 Mag julle gaan in die vrede en in die volheid van 'n God wat oneindig is. The great I am. Hy is met julle. Amen.